Hallo graad 2, juffrou hoop dit gaan goed en dat julle sover 'n baie lekker week het. Juffrou weet dat die graad 7 is, hierdie week terug is by die skool. Juffrou is 'n screener, juffrou het vir mamma 'n fotootjie op die groepie gestuur, wat beteken juffrou vra van die vragies by die hek as die maatjies inkom. Juffrou Suzelle was ook daar, sy gee die hand sanitizer om die handjies mooi skoon te maak. So wanneer ons nou weet wanneer julle kan terugkom, gaan juffrou 'n baie interessante video vir julle maak wat verduidelik hoe ons gaan werk en hoe ons gaan lyk en wat julle kan verwag wanneer julle terugkom skool toe. Maar juffrou moet vir julle sê dat juffrou sien baie uit om vir julle te sien. Juffrou verlang verskriklik baie na julle. En dit was lekker om die graad 7 maats weer terug te hê by die skool en dit my net nog meer vir julle laat verlang. So sodra ons uitvind wanneer julle kan terugkom, gaan juffrou vir julle 'n spesiale video maak. Goed. So juffrou hoop julle sien al baie uit. Miskien is jou boetie of sussie in graad 7 en het hy of sy teruggekom skool toe. En ek hoop julle sien net so baie uit om ook terug te kan kom. Maar vir nou gaan ons nog video's maak en ons huiswerkies so doen totdat julle reg is om terug te kom klas toe. Ek hoop dat julle mooi oefen om julle maskers te dra, want onthou, wanneer ons terug is in die klas, dan moet ons masker in die klas dra, om seker te maak dat ons nie siek raak, of iemand anders te siek maak nie. Juffrou dra ook al masker heel dag, en soms dan sukkel juffrou maar nog so bietjie. So as jy sukkel, dan is dit oké, jy het nog genoeg tyd om te kan oefen. Reg, kom ons begin met vandag se werkies. Wat sal vandag se datum wees? Kom ons kyk. Vandag se datum is die 3de Junie 2020. Kom ons kyk gou wat kom voor 3? 2, wat kom na 3? 4, wat is verdubbel 3? 6, wat is die helfte van 3? 1,5. En as ons na Junie kyk, wat kom voor Junie? Mei, wat kom na Junie? Julie. En vandag dag is Woensdag, gister was Dinsdag, môre is Donderdag. Reg, ons het nou al Maandag hierdie patroontjie aangeleer. Hy het 'n stertjie, maar ons gaan nou weer oefen. So julle gaan op die stippellyntjies oefen en dan gaan julle ook op julle eie probeer. Wat belangrik is van hierdie patroontjie is natuurlik om te onthou, hierdie gedeeltjie wat ons opgaan, daai waar hy raak aan die blou lyn, hier is dit skerp. Dan gaan hy 2 lyntjies af en hy maak 'n draaitjie wat raak aan daai blou lyntjie. Hy maak 'n draaitjie, hy gaan op en hier op die blou lyntjie kruis dit. En dan begin ons weer van voor af. Jy moet ook onthou om 'n spasie te maak tussenin. So die patroontjie het 'n skerp puntjie, maar hy is ook rond, so hy is albei. Wat jy moet doen is jy moet gou die video stop en dan probeer jy gou hierdie handskrif doen. En dan gaan ons daarna aangaan met wiskunde. Reg, kom ons kyk wat se wiskunde gaan ons vandag doen. Goed, ons gaan 'n bietjie herbenoem. Dit beteken ons gaan die getalletjies opbreek, né? Nou, wat ek nou wil hê julle moet onthou, is dat julle moet ook 'n bietjie julle ander wiskunde hersien wat ons gedoen het, want volgende week gaan ons met 'n nuwe metode begin. Ek hoop julle is opgewonde, maar ek gaan nog nie sê wat dit is nie. Ek gaan 'n verrassing hou. Maar onthou ons het nou baie nuwe dinge al geleer met die video's. Ons het geleer om te verdubbel en te halveer met die opbreekmetode. Ons het woordsomme geleer, ons het die deelteken geleer. So daar's nog baie dingetjies wat juffrou vir julle wil leer en jy moet onthou om daai goedjies ook te hersien wanneer jy 'n kansie het. Goed, so kom ons kyk gou na herbenoem. Juffrou gaan die getalletjies lees vir julle. Julle kan saam met my lees, dan oefen julle sommer julle getalsimbole. En dan gaan ek vir julle kans gee om te beantwoord. So ons het vir 23 en ons het 46, 62, 19 of 19, dit hang af hoe jy dit wil sê, 35, 17, 29, 38, 54 en 21. Die boot het vir julle 'n voorbeeldjie gemaak. Ek het die getalletjie vir julle opgebreek. 26 is gelyk aan 20. Dis wat daai tweetjie beteken ons het 20 plus 6. So stop gou die video, dan probeer julle gou dit herbenoem en dan gaan ons sommer saam die antwoordjies deurgaan. Goed, kom ons kyk gou na die antwoorde.
Ons gaan nou herbenoem. Herbenoem 23 is 20 plus 3. Herbenoem 46 is 40 plus 6. Herbenoem 62 is 60 plus 2. 19 is 10 plus 9. 35 is 30 plus 5. 17 is 10 plus 7. 29 is 20 plus 9. 38 is 30 plus 8. 54 is 50 plus 4. En 21, ek dink is 21, 20 plus 1, het nie so lekker ingeskandeer nie. Dit kan in 9 ook wees, ek dink daar is 29 klaar. So seker 20 plus 1. Kyk maar op julle werk wat juffrou vir julle gestuur het ook. Goed, kom ons kyk gou. Nou gaan ons uit hierdie platting en wiskundeboeke bietjie werk. En ons gaan bietjie meetek, so ons gaan nou 'n bietjie tyd lees. So juffrou het nou al vir julle dit geleer, dis ook een van die nuwe dinge wat ons geleer het. Hier is 'n verskillende horlosies en julle moet vir my skryf hoe laat is elkeen. So, ons het ons nou al geleer van ure en van halfure. Wanneer die langarm op die 12 is, dan verwys ek altyd na ure en die kort armpie, die uur armpie wys my hoe laat, hoeveel uur. So as die langarm op die 12 is en die kort arm is op die 2, dan is dit 2 uur. As die langarm op die 6 is, dan is dit half wat. Die kort arm gaan vir my aandui wat, half wat is dit. So die kort armpie gaan altyd tussen 2 getalletjies staan en die kort armpie, die getalletjie waarna die kort armpie toe beweeg, dit gaan my getal wees. So as ek 'n langarm op 6 het en ons die kort armpie is tussen 9 en 10, dan gaan dit wees half 10, want hy is op pad na die 10 toe. Maar ons het ons nou al dit gesien, ons het dit al geoefen, en verhoop dat julle kyk op die horlosie by die huis en soek die tye wanneer dit ure en halfure is, want ons het dit ons nou al geleer. Volgende kwartaal gaan ons ook van ander tye leer, ons gaan nog nie daarmee begin nie. So kom ons kyk gou na die horlosies, maar vul julle gou die antwoorde in. Hierdie eerste enetjie se langarm op die 12, kort arms op die 7. Hierdie enetjie se langarm is ook op die 12, kort arm op die 9. Langarm op die 6, kort arm tussen die 11 en die 12. Hierdie kort armpie is op die 8, langarm op die 12. Langarm op die 6, kort armpie tussen die 12 en die 1. Langarm op die 12, kort arm op die 1. Langarm op die 6, kort arm tussen die 7 en die 8. Die laaste is die langarm op die 12, die kort armpie op die 3. So volg vir die antwoordjies in van elkeen, hoe laat is dit op elke horlosie, en dan gaan ons so gou saam die antwoorde deurgaan. Reg, kom ons kyk gou. Die langarm op die 12, so dit beteken uur. Hoeveel uur? 7 uur. Langarms weer op die 12, so dit beteken dit is 9 uur. Langarms op die 6, so dit is half wat? Half 12, wat kort arm is op pad na die 12, half 12. Langarms op die 12, wat beteken uur? 8 uur. Langarms op die 6, hy is op pad na die 1, so dit is half 1. Langarms op die 12, so dit is uur, dit is 1 uur. Langarms op die 6, kort armpie is op pad na die 8 toe, so dit is half 8. Laaste enetjie, langarms op die 12, kort arms op die 3, so dit is 3 uur. Nou, moet jy vir my horlosies teken op jou eie. Jy kan enige van daai horlosies kopieer as jy miskien wil, 'n ronde een, 'n vierkantige een, 'n vette, 'n môre, dit maak nie saak nie. En jy moet vir my teken 9 uur, half 7 en ons los C en D uit. Ons het nog nie daai geleer nie. So jy los daai goedjies uit, 7:15 en 7:15 los jy uit. Ons gaan dit volgende kwartaal doen. Jy doen net 9 uur en half 7. Okay. En wanneer jy klaar is, dan gaan ons aanhou ons nuwe werkie. Reg, 9 uur, die langarm is op die 12 en die kort arms op die 9 en half 7 die langarms op die 6 en die kort arm is tussen die 6 en die 7, hy is op pad na die 7 toe. Reg,
Juffrou wil nou hê julle moet julle nuwe adres lees vir my asseblief. Maak hom nou klaar. Lees van bladsy 18 al die pad tot die einde. Maak seker dat mamma of 'n ouer boetie of sussie saam met julle lees, sodat julle seker maak julle ken die woordjies. En dan gaan ons stories skryf. So stop gou die video en dan maak julle gou die nuwe adres klaar. Kom, ons gaan nou aan, ons gaan 'n storie skryf. So, ons het hierdie week gesels oor diere se huise. Waar bly verskillende diere? Nou, vandag gaan ons onsself verbeel, ons is 'n muur, of ons is 'n baai, of ons is 'n voël, wat sy eie huisie moet bou. Of, julle kan besluit, julle is 'n slak, of 'n krab, of 'n skilpad, wat sy huisie op sy rug moet dra. En dan wil ek hê, moet julle vir my 'n storie skryf oor jou lewe. Skryf vir my 'n storie oor 'n dag in jou lewe. Hoe voel jy? Wat doen jy? Waar bly jy? Wat eet jy? Is jy bang vir iets? Dis net vragies wat jy kan beantwoord in jou storie. So as jy vir nou 'n voorbeeld kan noem, ek gaan sê, ek is 'n baai, dan gaan ek skryf, ek is 'n baie besige baadjie. My werk is om styfmeel by die blommetjies te gaan haal en om heuning te maak in die baiekorf. Ek vlieg op en af elke liewe dag. Ek is in die aande baie moeg na al daai oefening. Ek bly in die baiekorf en ek eet van die heuning en ek is bang vir niks. Dis net 'n voorbeeld van 'n storie waar ek die baai is. Maar as jy miskien 'n voeltjie is, as jy miskien bang vir 'n kat wat in die huis langs die boom woon, as jy 'n muur is jy miskien bang vir die seentjie wat verskriklik lekker speel in die sand en al die mure probeer vang. Miskien is jy 'n slakkie en jy's bang vir die voeltjies wat jy probeer vang. So, daar's verskillende diertjies wat jy kan kies. En dan skryf ek my storie van 5 of 6, 7 sinnetjies jy kan kies. Jy kan ook daarna vir my 'n prentjie teken en jy kan vir mamma vra vir my 'n fotootjie te stuur van jou storie, want ek sal baie graag wil sien hoe jou lewe is as jy een van daai diertjies is. Onthou jy mag mamma vra om vir jou te help met woordjies, want dit is 'n nuwe tema en jy gaan ook vir julle 'n video maak oor hierdie tema wat julle bietjie meer gaan leer van al hierdie verskillende diere. So stop gou die video, dan skryf jy gou vir my 'n storie oor een van daai diertjies en die lewe waarin hy is. Hoe lyk sy dag elke dag? Reg, kom ons kyk gou-gou. Nou gaan ons 'n bietjie Engels doen. I want you to read your book Skeletons. This is the last day that we're going to do skeletons. Next week we're going to start with a new book. I know you are very excited to hear that. So what I want you to do is to quickly pause the video, stop the video, and then go read skeletons, and then we're going to do some phonics. Right, we are doing the in words today. In. So let's read the words together. Bin, bin, tin, sin, and win. Right. Let's see if you know the meaning of each word. Bin, I throw all the rubbish in the bin. Ek gooi al die gemors in die drom. 'n bin is 'n drom. Pin can be, I pin the badge to my jersey, or I use a pin to fasten the badge to my jersey. So, dit kan wees ek hak die speltjie aan my trui, of juffrou gee vir my een van daardie tekentjies wat ek verjaar, en jy wil dit opsit op jou bors, op jou trui, dan steek jy hom vas en jy gebruik 'n pin, 'n speltjie. Right, tin, I eat a whole tin of peaches. Dis 'n blikkie. Sin is when I do something wrong, I sin. Sin is sonde, is wanneer iets verkeerd doen, dan is dit sonde. And the last one, win, I win the race. I can first, I really want to win. Dis wanneer jy wen, iets gewen het, nee. Right, let's read the words one more time, and then you're going to practice them, and you're going to write sentences about the words. So we have bin, tin, sin,
and, when, and we also have this word. In is not just the sound, but that's also a word. I climb in the car. Then, oopsie, I want you to write me a sentence about when and about when. And then when you're done, you can carry on to the next activity. So stop gou die video, oefen gou jou Engels en dan gaan ons aangaan. Reg, kom ons gaan nou aan. Ons gaan nou uit hierdie boek uitwerk, die lewensvaardigheid boek. Almal verstaan. En hier gaan ons 'n bietjie oor die tema nou gesels. Ons tema is diere se huise. En hier sê dat die meeste voeltjies bou hulle eie huise. Dit word nesbou genoem. So hulle bou nesies. En hier is verskillende vorms van nesies, verskillende maniere wat voeltjies nesies bou. Hulle almal het nie dieselfde tipe nes nie. As jy na juffrou se lesie kyk wat juffrou ook vir mamma gestuur het, sal hulle ook sien juffrou het klomp verskillende voetjies gebruik om verskillende nesies vir hulle te wys. Ons het 'n wewer, dis so sy nesie lyk, sosiale wewers, 'n swaalkie, hulle is lekker klein, 'n uil, hy kruip lekker weg, natuurlik 'n arend. Nou 'n arend se nes sal natuurlik baie groter wees as 'n swaalkie, want 'n arend is 'n baie groter voël. Nommer 1, wat gebruik voeltjies om hulle neste te bou? Hulle gebruik verskillende goede, hulle gebruik stokkies en takkies, blaartjies, grasies. Juffrou het selfs al gesien hoe hulle, ek weet nie hoe nie, maar watte en stukkies materiaal kry wat mense seker op die grond gegooi het en gemors het, dat hulle ook in hulle nesies bou. Hulle gebruik ook natuurlik veertjies om dit lekker sag en warm te maak, maar hulle kan enigiets gebruik wat hulle optel buite wat buite lê, soos takkies en stokkies. As jy 'n voeltjie was, waar sou jy jou nes bou en hoekom sal jy dit daar bou? So dink gou 'n bietjie, we gaan nou sê waar ek my nes sou bou en dan gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. As juffrou 'n voeltjie was, sou ek my nes gebou het iewers hoog in 'n boom waar daar takkies oor my kop was. Hoekom? Ek sou eerste plek hoog gedoen het, want dan sou min diere my kon sien of my kon aanval. Dan moet takkies op my kop wees, want wanneer dit reën, moet ek nie sopnat reën nie. En as daar takkies bo my kop was, kon ek lekker wegsteek. So dis waar ek my nesie sou bou. Waar sou jy jou nesie bou? Dan sê hulle insekte bou ook hulle eie huise, baie en perdebaie bou korwe, soos 'n baiekorf, mure bou muursope en spinnekoppe spinwebbe. So hier het ons 'n baiekorf waar ons lekker heuning van kry. Hier's 'n muurshoop. Nie alle mure maak 'n muurshoop in die lug nie. Sommige van hulle maak tonneltjies onder die grond. Hier het die spinnekop sy web gespin tussen takkies en 'n perdebaai sal hulle sien is baie lief om teen 'n muur, onder 'n vensterbank, miskien teen die wasgoedlyne se pale, hulle nesie te bou. Juffrou het al ervaring gehad met 'n perdebaai wat by juffrou se huis gebou het by die wasgoedlyne se pale en hulle is baie gevaarlik. Gelukkig as juffrou nie gesteek deur een nie, maar hulle steek nogals baie seer. So jy mag versigtig wees met 'n perdebaai. So ek sien hy is 'n bietjie maarder en sy lyfie is bietjie langer as 'n gewone baai. Hoe bou hierdie insekte hulle huise? So die mure gebruik natuurlik sand, die spinnekop het 'n tipe gommerige vloeistof wat hy gebruik, wat uit sy lyfie uitkom wat hy gebruik om die web te spin, en beide die baie en die perdebaie gebruik baie was om hulle korwe te bou. Ons het nou gesels oor watter materiaal hulle gebruik. Die spinnekop se web lyk so, want dit is 'n patroontjie wat hy gebruik en daardie spesifieke patroontjie help hom natuurlik om nommer 1 sy prooi te vang, soos 'n vlieg daarin vasvlieg, hy kan hom opeet want hy sit vas. En daardie patroontjie wat hulle gebruik, maak ook dat die web baie sterk is en dat dit nie sommer kan breek nie. Waar kry baie die was om hulle huise te bou? Gaan vind bietjie vir my uit en dan kom laat weet julle van my, waar dink julle kry die baie die was om hulle huise mee te bou? Goed, dan party diere leef in bome, in grotte of onder klippe. So hierdie diere in die begin lewe in die boom. Ons het 'n bobbejaan, 'n nagaapie en 'n blou aapie, is almal verskillende tipe
Oppies, ons het 'n boom-eekhoring en natuurlik 'n groen mamba wat 'n slang is. En dan kry jy ook diere wat in gate lewe, soos die muishond, onder klippe, soos die skorpioen, en in grotte soos die vleermuis en die mol woon natuurlik in tonnels onder die grond, né? Het jy al van al hierdie diere gehoor? Juffrou hoop julle ken hulle nou. En watter van hulle het jy al van naby by jou huis gesien? So juffrou het al 'n mol gesien. Wat sy kop uitsteek, en sy kat is baie stout, sy probeer in die molsoppe klim, so juffrou het al 'n mol gesien, sy kop uitsteek, en juffrou het ook al 'n vleermuis gesien, vlieg naby vir sy huis, want juffrou woon naby 'n plaas. En ek dink hy bly miskien in een van die skure. Wat het jy nog nooit voorheen gesien nie? Sjoe, juffrou het al, onthou juffrou vertel wat ek gesien het, so julle gaan julle eie antwoorde hê. Juffrou het nog nie 'n muishond gesien nie, of hy vir baie bly is. Hulle lyk vir my asof hulle lekker vinnige en kwaai diertjies kan wees. Juffrou het al 'n skorpioen gesien by 'n dieretuin, en 'n bobbejaantjie het ek al gesien wanneer ons deur die pas ry. Juffrou het gestudeer op Stellenbosch, so juffrou het al baie eekhoringkies gesien daar, en ek het al baie apies gesien. Juffrou het al na 'n spesifieke park toe gegaan waar 'n klomp apies is wat hulle beskerm, en juffrou het ook al 'n groen mamba gesien by 'n slangplaas. So juffrou het al 'n paar van hierdie diere gesien. Juffrou is maar skrikkerig vir meeste van hulle, maar juffrou het nog 'n muishond sien. So watter diere het julle al gesien? En wat het julle nog nie gesien nie? Dink so 'n bietjie na, kyk julle, en dan miskien na lockdown kan julle ook van daai parke toe gaan, na die dieretuin toe gaan en van daai diere gaan sien, né? Reg. Laaste plaas sê party diere dra hulle huise op hulle rug. En hierdie is 'n paar van die diere. Nou noem hierdie diere, dit is 'n tipe krappie wat sy skulpie bo op sy rug dra. Ons natuurlik 'n slak, en ons het ook 'n skilpad. Dink jy hulle huis beskerm hulle teen vyande, en hoe doen hulle dit? Nou, juffrou kan vir julle vertel dat baie keer gebruik hierdie diere hulle dop of hulle skulpie as 'n kamoufleringsmiddel. Nou, daai woord het ons al vroeg in die kwartaal geleer. Dit beteken hulle steek weg. Want die skulpie, as die krappie in sy skulpie intrek, dan lyk dit net soos 'n gewone skulpie, en die seevoëls kan hom dan nie vang en opeet nie. Dieselfde met die slakkie, as hy intrek in sy skulpie, dan baie keer omdat hy so bruin is, lyk hy net soos die sand, en die skilpad dieselfde. Nou, juffrou is nie seker oor die seekrappie nie, maar ek weet dat die skilpad en die slak kan nie hulle dop agterlaat nie. Hulle lyfie is vas aan hulle dop. So as jy ooit 'n slak sien sonder 'n dop, dan is dit 'n naakslak. Dit is 'n slak wat sonder 'n dop is. Hy het nie sy dop agtergelaat nie, hy het net nie 'n dop nie. Goed, so juffrou hoop dat julle hierdie lesie baie geniet het. Juffrou gaan nog vir mamma 'n lesie stuur oor diere in hulle huise, wat julle 'n bietjie kan hersien, 'n bietjie na kan kyk, en ook 'n bietjie kan na luister, 'n bietjie kan deurkyk, en dan gaan julle ook 'n bietjie meer leer van verskillende diere en hulle huise. Juffrou hoop dat julle is opgewonde om terug te kom, dat julle nog oefen om julle maskers te dra. Juffrou verlang vir julle verskriklik baie. Ek hoop dit gaan baie goed. Julle moet mooi bly. Papa groet toe wees.